Ons gesels oor beoefen nederigheid as 'n manier om te floreer. En vandag sit nederigheid in sukses. Ons kultuur vier individuele roem. Ons wil graag hoor, jy het dit gemaak. En wanneer jy dus 'n groot prestasie behaal, soos 'n bevordering, 'n suksesvolle projek, kreatiewe deurbraak, 'n graad of 'n diploma wat jy kry, is die versoeking groot om jouself as dit ware uit te lig, op te lig as dit ware. Of soos hulle Engels sê, die spotlight net op jouself te laat val. Maar Jesus se evangelie roep ons na 'n ander pad, en dis die pad van nederigheid. Ons lees dit in die Bybel op verskeie plekke, maar vandag wil ek graag lees wat staan in 1 Petrus 5 vers 5. En julle wat jonger is, skryf Petrus, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens aan mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So Petrus skryf hier aan gelowiges wat onder druk leef, en dis 'n gemeenskap wat leiding, eenheid en geestelike volwassenheid nodig het. Reeds in die vorige deel fokus Petrus eers op die ouderlinge en dan op die jongeres. En dan trek hy al hierdie goed wat hy sê saam met 'n oproep aan almal om juis nederig teenoor mekaar te leef. Ons weet hoogmoed breek gemeenskap, maar nederigheid bou dit juis. God self staan teenoor hoogmoed, maar hy seën diegene wat hulself klein genoeg maak om ook te ontvang. Nederigheid beteken natuurlik nie om jou sukses te verkleineer nie. Dit beteken net dat jy dit in die volle konteks moet sien, want al het jy hard gewerk, is daar vele ander wat ook deel was van die proses. In die positiewe sielkunde beskryf Tangney dit so om te sê, nederigheid is 'n akkurate selfskatting, die erkenning van jou eie beperkings en 'n gesonde vergeet van jouself. Wees dus nederig. God sien jou raak. Leef geïnspireerd.